Hoofstuk 7. 1994 is verby. Die gaping tussen wat wit mense van die nuwe Suid-Afrika verwag het en wat in die praktyk gebeur het net te groot geword. Dis die woorde van Bertus de Villiers, hy's 'n regskenner. Daar is twee verhale wat oor Suid-Afrika en die Afrikaner vertel kan word. Een goed bekend en met 'n gelukkige einde. Die ander nog onbekend en nie klaar geskryf nie. Die eerste verhaal begin by die 1994 sogenaamde wonderwerkskikking, waarmee die verdrukkende apartheidsbedeling vervang is met 'n grondwetlike demokrasie. Die waardige statuur van Nelson Mandela was die historiese gesig van hierdie wonderwerk, met F.W. de Klerk ondersteunend aan sy regtersy. Die ooreenkoms is wêreldwyd besing as die beste grondwet in die wêreld, en almal het hoë verwagtinge van vrede en voorspoed gekoester. Mandela het almal verseker dat daar nooit weer verdrukking van een groep deur 'n ander sou wees nie. En die internasionale gemeenskap het aanvaar dat almal in hierdie politieke veeverhaal lank en gelukkig sou saamleef. Met die knellende Suid-Afrikaanse probleem nou uit die weg geruim, kon die wêreld weer broodnodige aandag aan die Midde-Ooste en Noord-Korea gee. Ongelukkig eindig die Suid-Afrikaanse verhaal egter nie daar nie. Die geskiedenis het nie gaan stilstaan nie. En 25 jaar na 1994 het dit tyd geword om die vervolgverhaal te begin skryf. Daarom is dit belangrik om oorsigtelik te kyk na die aannames van 1994 waarop die huidige bedeling gebou is, om te bepaal of dit nog geldig is en dan te kyk wat in die lig van die veranderde omstandighede gedoen kan word. Die ANC sal Suid-Afrika kan regeer. Na 25 jaar is dit duidelik dat die African National Congress, oftewel die ANC, nie 'n land met so groot moderne sektor suksesvol kan regeer nie. R.W. Johnson druk homself sterk uit in sy boek How Long Will South Africa Survive? The Looming Crisis, 2017. Suid-Afrika kan kies om of 'n ANC-regering te hê of 'n moderne industriële ekonomie, maar nie albei nie. Die gehalte van staatsbestuur word weerspieël in die afgelope paar jaar se beroerde ekonomiese syfers en die staatsverval wat oral sigbaar is. Die grondwet en die 1994 ooreenkoms sal gerespekteer word. Die ANC het die wese van die 1994 ooreenkoms verbreek en het selfs besluit om die grondwet te verander om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. Die wese van die groot omwenteling was die verruiling van meerderheidsregering vir minderheidsbeskerming. Hoewel die letter van die grondwet nog nie veel verander het nie, het dit in die praktyk al totaal verander. Die grondwet se voorsiening vir positiewe maatreëls om die gevolge van diskriminasie reg te stel, het in die praktyk tot 'n drakoniese rassebedeling gelei, waar swart oorheersing met 'n 80-992 transformasieformule afgedwing word om verteenwoordigendheid te verseker. Hierdie kwotastelsel word afgedwing om die bevolkingssamestelling in die werkplek te weerspieël, ongeag die feit dat dit die beskikbaarheid van toepaslik gekwalifiseerde en ervare swart mense heeltemal oorskry. Saam met ander rassewette, soos swart ekonomiese bemagtiging, SEB, het dit 'n groot rol gespeel in die probleme by Eskom wat die hele land in 'n krisis gedompel het. Politieke mag was toe sterker as grondwetlike gesag. Die Demokratiese Alliansie DA-politikus Helen Zille se opsomming is dat hoewel diversiteit almal bevoordeel, verteenwoordigendheid net soos apartheid 'n ander woord vir geïnstitusionaliseerde rasisme is. De Klerk het gesê dat verteenwoordigendheid nooit die bedoeling van die grondwet was nie, omdat dit weens die land se bevolkingssamestelling daarop sou neerkom dat elke deel van minderhede deur demografiese meerderhede oorheers sal word. Kulturele vryheid en minderheidsregte is veilig. Die versekerings dat gemeenskappe se grondliggende regte beskerm sou word, is verbreek.
Die beste voorbeeld is die onderwys- en taalbepalings in die grondwet wat deur die wetgewende, uitvoerende en regterlike gesag onder die dekmantel van transformasie verbreek is. Daarbey het die grondwetlike instellings wat daaroor moes waghou, soos die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, PANSAT, en die artikel 185 kommissie, na 25 jaar hulle self as deel van die probleem in plaas van die oplossing bewys. Die voormalige DA-leier Tony Leon het beklemtoon dat die grondwet 'n skikking was. Daar was twee dele aan die skikking: regte vir die meerderheid, maar ook die allernoodsaaklikste beskerming van minderheidsbelange. Dis nie aanvaarbaar as mense so dikwels aangeval word as hulle bloot hulle grondwetlike regte uitoefen nie. Die ANC is nie meer sosialiste nie. Die ANC het by die grondwetlike onderhandelinge toegewings gemaak om die mag te kry en het stelselmatig daardie mag gebruik om hulle oorspronklike doelstellings te verwerklik. Die grondwetlike spanning tussen die vryheids- en sosio-ekonomiese gelykheidsbepalings word deur die ANC se tweede radikale fase van transformasie in die guns van sosialisme vertolk. Die ANC volg die ou marxistiese resep dat demokrasie die kortste pad na sosialisme is. Daarvolgens word die politieke mag gebruik om die ekonomiese mag te bekom, deur sosialistiese beleidsrigtings soos onteiening sonder vergoeding, gratis hoër onderwys, die beplanning van 'n onbekostigbare en onwerkbare nasionale gesondheidsversekering, die NGV, 'n omvattende welsynstelsel en skerp herverdelende belasting. Zille se standpunt hieroor is dat die ANC se nasionale demokratiese revolusie, die NDR, nie net onverzoenbaar met die demokrasie is nie, maar dit lê aan die wortel van feitelik elke krisis waardeur ons in die gesig gestaar word. Die elektrisiteitskrisis, die wapentransaksie, die manipulering van die strafregstelsel, die verswakking van die parlement en die dreigemente aan die media en die reg kan alles teruggevoer word na die NDR. Die treurige ekonomiese syfers getuig verdoemend van die ANC se hardnekkige vaskleef aan sosialisme. Kiesers stem volgens beleid in plaas van identiteit. Die val van kommunisme is beskou as die aanbreek van 'n era waar mense nie volgens identiteit sou stem nie, maar volgens beleid. Die verwagting en belofte was dat daar regeringsverandering sou kom as die regerende party swak sou regeer, omdat dit as logies gesien is dat kiesers dan die oppositie sou instem. Dit het nie gebeur nie, en die ANC is sedert 1994 al 10 keer ingestem, waarvan 6 keer in nasionale en 4 keer in munisipale verkiesings was. Suid-Afrika is net nog 'n demografiese demokrasie, waar verkiesings in die praktyk grootliks 'n rassesensus is, ongeag die ANC se powere regeringsrekord. Dis nie so verbasend as wat dit mag klink nie. Die Suid-Afrikaanse politieke wetenskaplike David Welsh stel dit soos volg: Die vergelykende bewyse van verdeelde samelewings bied boonop nie veel steun vir die idee dat die ooglopendheid van etniese of rasidentiteit uiteindelik sal soog voor die belyning van stemme wat byvoorbeeld meer deur klas, belange of ideologie gevorm word nie. Demokratiese grondwetlike vorms is onderhou, maar eenparty dominante sisteme het diep ingewortel geraak. Die vrye markstelsel en privaat sektor as ekonomiese enjin. Die aanname dat kommunisme geval en die ANC sosialisme afgesweer het en die markekonomie nou veilig is 'n groot gevaar. Hoewel die privaat sektor nog nie genasionaliseer is nie, word die meeste sektore so sterk gereguleer dat dit nie meer nodig is nie. Staatsinmenging in die ekonomie en die regering se siening van die ontwikkelingsstaat wat deur openbare ondernemings gedryf moet word, het saam met grootskaalse korrupsie en wanbestuur die ekonomie tot op die rand van die afgrond gedryf. The Economist het reeds op 27 Augustus 2015 teen die kommunistiese invloed in die land se ekonomiese beleid gewaarsku.
Die meerderheid nuwe planne vir die ekonomie word nou opgestel deur twee kommuniste, Ibrahim Patel, die minister van ekonomiese ontwikkeling, en Rob Davies, 'n handelsminister wat klaarblyklik nie veel van die handel dink nie. China is hulle model. 'n ANC-beleidsdokument beklemtoon dat die ekonomiese leierskap van die kommunistiese party van China 'n leidster in een van ons eie struggle moet wees. Talle in die ANC hou van die idee dat die heersende party besighede direk moet beheer en China se onlangse probleme sal hulle waarskynlik nie van plan laat verander nie. Dit lyk al hoe meer of die ANC die klassieke sosialistiese resep volg, naamlik buit eers die belastingbetalers uit, teer dan op die spaarders se pensioenfondse en plunder dan die beleggers se eiendom. Suid-Afrika is 'n reënboognasie sonder rassewette. Die ANC het sy rasse Afrika-nasionalisme gekamoufleer as reënboognasie totdat die magsewewig in die land genoeg verander het vir die herinstelling van 'n omvattende rassebedeling. Waar gevalle van wit rasisme met staatsmag verpletter word, geld dubbele standaarde met betrekking tot gevalle van swart rasisme. Boonop misbruik die ANC sy staatsmag om sy eie rasisme te wettig en af te dwing. Soos die Amerikaanse professor in sosiologie en antropologie Pierre van den Berg dit gestel het, as jou kiesers die geluk het om 'n demografiese meerderheid te hê, kan rasisme maklik as demokrasie vermom word. 'n Rasgedefinieerde meerderheid is heeltemal anders as 'n meerderheid wat saamgestel is uit veranderende koalisies van individue op die grondslag van gemeenskaplike oortuigings en belangstellings. Zille het gesê, die veroordeling van 'n hele groep mense as gevolg van hulle wit ras is die nuwe gesig van rasisme in Suid-Afrika. Tydens die 60ste Liberal International Kongres in Mexiko-stad in 2015 het sy gewaarsku. Wit mense voldoen aan al die vereistes om die sondebok vir die hedendaagse Suid-Afrika se probleme en beleidsmislukkings te word, net soos wat die Britte 35 jaar sedert onafhanklikheid steeds die sondebok vir populistiese rasse-nasionalisme in Zimbabwe is. Die ANC se beklemtoning van hulle nie-rassigheid blyk 'n siniese poging te wees om hulle omvattende rassebeleid te ontken. Wonderwerkskikking. Die wonderwerkskikking is na 25 jaar maar net nog 'n gewone meerderheidsregering wat dreig om in meerderheidsoorheersing te ontaard. Soos Welsh gesê het, 'n eenvoudige meerderheidsheerskappy kan maklik en sal ook dikwels ontaard tot 'n tirannie van die meerderheid, wanneer verkiesings die vorm van radikale sensusopnames aanneem. Dit is onbetwisbaar dat meerderhede regte het, maar minderhede het ook. As meerderhede hulle mag gebruik om minderhede te stroomroller en hulle invloed selfs ontsê in besluite wat hulle onmisbare belang raak, sal die gehalte van demokrasie agteruitgaan. Wigte en teenwigte. Daar het min tereggekom van die beloofde wigte en teenwigte. Die ANC het die grondwetlike instellings wat oor die demokrasie moes waak, feitelik almal gekoopteer deur kaders daar te ontplooi wat hulle beleid uitvoer. Hoewel die howe al sterk teen korrupsie in regeringskringe opgetree het, deel die konstitusionele hof die regering se siening oor radikale transformasie, soos byvoorbeeld duidelik blyk in die uitsprake oor die taalbeleid van die Universiteit van die Vrystaat, Koffsies of die UV. Kundige wit mense is onmisbaar. Die wit gesagsorde het wyd aanvaar dat hulle kundigheid in die staatsdiens, openbare ondernemings en groot maatskappye hulle onmisbaar maak. Dit was hulle inderdaad. Desondanks is daar duisende van hulle uitgetransformeer en het selfs hoogopgeleide wit mense 'n bitter klein kans op 'n seniorpos. Die verval van die meeste kleiner dorpe buite die Wes-Kaap is tekenend van die feit dat die ANC eerder die munisipale dienste ten gronde sal laat gaan as om gekwalifiseerde wit mense aan te stel.
Suid-Afrika sal nie dieselfde foute maak as ander Afrika-lande nie. Kommer dat die ANC dieselfde foute as ander Afrika-lande na onafhanklikheid sal maak, is begroet met gerusstellings dat hulle juis uit hierdie lande se foute geleer het en met beskuldigende uitsprake dat sulke kommer suiwer rasisme is. Dit word al hoe duideliker dat die ANC niks van sy sosialistiese wortels vergeet het nie en niks van die gevolge daarvan onthou nie. Afrika staan tans in die pad van sy eie ontwikkeling en sal klaarblyklik eers uit die Japanse suksesresep moet leer voordat hy daarin sal slaag om te ontwikkel. Apartheid is die oorsaak van al die probleme van die land. Die ANC se meesterverhaal oor die verlede het die meesterverhaal van die land geword, wat as grondslag vir beleidsbepaling vir die toekoms dien. Die kern hiervan is dat al die grootste probleme in die land deur apartheid veroorsaak is en dat 'n omvattende omgekeerde regstelling moet plaasvind om die gevolge daarvan reg te stel. Hierdie meesterverhaal is 'n oorvereenvoudiging van die oorsake en oplossing vir armoede en ongelykheid. Die Ghanese ekonoom George Ayiti skryf in Africa in Chaos in 1998: Ten spyte van Afrika se oneindige hulpbronne, bly sy mense in die dodelike greep van armoede, smerigheid en behoeftigheid, terwyl dit getref word deur omgewingsverval en brutale oorheersing. Beide eksterne en interne faktore kan blameer word. Die eksterne faktore sluit onder meer in die nalatenskap van kolonialisme, die langdurige effek van die slawehandel, westerse imperialisme en die skadelike internasionale ekonomiese sisteem. Die interne faktore sluit onder meer in swak leierskap, korrupsie, ekonomiese wanbestuur, politieke tirannie, onsinnige burgeroorloë, militêre vandalisme, uitbuiting en onderdrukking van die plattelandse meerderheid, miskenning van burgerlike vryheid en kapitaalvlug. Hoewel beide eksterne en interne faktore die een of ander rol gespeel het, is die oorwig van die interne faktore voor die hand liggend. 'n Nuwe geslag ontstoke Afrikane stem in werklikheid saam met die internalistiese denkwyse. Hulle plaas groter klem op die interne oorsake en bepleit derhalwe interne oplossings, oftewel Afrika-oplossings. Dit help nie om krampagtig vas te klou aan die mooi bedoelings van 1994 nie. Die destydse aannames waarop die bedeling gebou was, het heeltemal verander en daar is nie 'n ander keuse as om nie te dink en te doen nie. Die Amerikaanse Nobelpryswenner Milton Friedman het immers gesê dat 'n bedeling nie aan sy bedoelings gemeet moet word nie, maar aan sy uitkomste.